Goeienaand broers en susters, ons gaan voort met ons leesdiens vir donderdag, volgens ons leidingsgeskiedenisboekie op bladsy 41 waar ons saam sing, O Jesus, U het voor U sterwe, soos in 'n laaste testament, die heil wat ons U dood laat erwe, verseël in U sakrament. Wysie 107. Die geskiedenis van donderdag, die heilige nagmaal. Jesus sê vir sy disippels, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem en eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Voorwaar, ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynskop drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Die grootste sal die kleinste wees. Daar het ook twis onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die grootste gesag moet wees. En Jesus het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is soos een wat dien. Van wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos julle een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel.
Petrus word gewaarsku. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En Petrus het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vandag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my nie ken nie. Die 2 swaarde. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reisak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reisak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op hom, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde, en hy antwoord hulle, dit is genoeg. Die wynstog, innige vereniging van Jesus en sy disippels. En nadat hulle die lofsang gesing het, sê Jesus, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerstes van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Let me
Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so sal julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my bly, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees, soos die Vader my liefgehad het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uit verkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken nie, wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met julle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek die werke onder julle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Van die Trooster en van Jesus se wederkoms. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoge span. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na my Vader, wat my gestuur het, en niemand van julle vra my,
waar gaan u heen nie, maar omdat ek dit vir julle gesê het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. 'n Klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, wat is dit wat hy vir ons sê? 'n Klein tydjie en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, en ek gaan na die Vader. Hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê? 'n Klein tydjie. Ons weet nie wat hy sê nie. En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra, en hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor dat ek gesê het, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, omdat die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. En daardie dag sal julle in my naam bid. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het aan die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disippels sê vir hom, kyk, nou spreek jy ronduit en gebruik geen gelykenisse nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Jesus antwoord hulle, glo julle nou? Kyk, die uur kom en het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat. Doch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin.
die hoëpriesterlike gebed. Die het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom, want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort, en alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sal word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hier die dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken, dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.
Petrus word gewaarsku. Nadat Jesus dit gesê het, het hy uit die stad vertrek oor die spruit Kedron en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. Toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe: Ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan." Daarop antwoord Petrus en sê vir hom: "Al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie." Jesus sê vir hom: "Voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan 2 maal kraai, sal jy my 3 maal verloon." Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê: "Al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie." En net so het al die disippels gesê. Jesus in Getsemane. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En hy sê vir die disippels: "Sit hier, onderwyl ek daar gaan bid." En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam met hom en begin om bedroef, ontsteld en baie benoud te word. Toe sê hy vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en op sy aangesig geval op die grond en gebid, dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê: "Abba Vader, as dit moontlik is, alle dinge is vir u moontlik. Laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil." En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus: "Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak." Weer het hy vir die 2de maal gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied." En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy het hulle met rus gelaat, en weer vir die 3de maal gaan bid, en dieselfde woorde gesê, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groot inspanning gebid, met sterk geroep en trane, Hebreërs 5 vers 7, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val.
Toe staan hy van die gebed op en kom vir die 3de keer by sy disippels en kry hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Dit is genoeg, staan op en bid, dat julle nie in versoeking mag kom nie. Kyk, die uur het gekom, en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan, hier is hy naby wat my verraai.